Joodse feeste of die nagmaal, deel 7. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy enige van my boeke dalk benodig. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, so swart boeke, A4 boek, wat 'n moet is in elke Afrikaanse huishouding. Asseblief. En as jy al reeds een gekry het, kry maar 'n tweede ene. En skenk dit vir iemand, vir wie jy omgee. Dit is so belangrik. Sou jy belangstel of 'n vraag het, of iets wil deel, kontak my by my WhatsApp nommer, 0722367124, gaan na my webtuiste, https://yafashua.co.za. As dit die eerste keer is, ek gaan nie al die vorige inligting weergee oor die messiaanse name en die geopenbare name en alles nie. As jy enige iets wil weet rondom dit, is verskriklik welkom. Ons het nou al redelik gevorder met die studie, dan kan jy my kontak, dan sal ek dit graag te vir u gee. Ek voel ons neem net onnodig tyd op die stadium, omdat dit nou al 'n redelike pad kom. Dis baie belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende studies kan ontvang. Baie welkom vir elke persoon, jy is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, jy het 'n magdom inligting reeds gemis, halleluja. Nou begin ek, en ek sê, elke belofte aan elke Jafis, die belofte aan elke Jafis, en die bruid van Yafashua. Bruid van Yafashua is universeel, die Jafiste is vir my meer persoonlik, ek en u is Jafiste. Ek grap altyd, dan sê ek, as jy my so sny, dan sien jy loop die vis, né? Nou ja, dis 'n grapie. Ek het 'n paar keer al wanneer ek mense ontmoet, dan sê, prof, kykie waar ek my gesny, kyk hoe loop die vis, jy weet. Nou ja. Ek wil net sê, ek is in die beplanning vir 'n onderdompelingsdiens, na die Paasnaweek. Dan net daarna gaan ons 'n onderdompelingsdiens hê, ons gaan vir u die datums gee, sou daarvan u wees, en daar is 'n hele klompie mense wat laat weet het, dat hulle wil onderdompel word. Goed, die belofte aan elke Jafis, Romeine 6 vers 1, nou moet jy my verdra, ek gaan deur hierdie paar skriffies moet stap, om u by die waarheid te bring. Hy sê so in Romeine 6 vers 1, dis nou natuurlik in met verwysing na die onderdompeling in die naam van Yafashua, tot vergifnis van my sonde, nadat ek tot bekering gekom het. Eers bekering, dan onderdompeling. Nou sê hy vir my, wat is die onderdompeling? Dan vra apostel Paulus in Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Hy sê nie, wat sal ek sê nie, hy sê, wat sal ons sê? Dis, ons deel met mekaar. Sal ons in die sonde bly, waarin ons geleef het, dat die genade van Yafashua, kyk maar na my vingers, meer kan word. So wat sê apostel Paulus? As ek tot bekering gekom het, en ek het my onderdompel in die naam van Yafashua, kan ek maar so 1 keer 'n maand gou by die Paul Dance saloon of club stop, en net gou so 'n bietjie gaan sit in 'n koeldrankie, drink daar, en kyk die antiekies, hoe daar sal ek om die paal. Kan ek dit doen? Nadat ek sê dat ek wedergebore is uit water en gees, die Ruach HaKodesh. Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly? Enige ander sonde wat ons vasgehou het, wat ons sê ons van losgemaak is. Hoekom sal ons aanhou om dit te doen? Want daar's genade. Ons lewe onder genade. Nou kom die ouens wat sê, 1 keer gered, altyd gered. Daar is so teologie, dis 'n lekker teologie daar. 1 keer gered is jy altyd gered. Dan kan jy teruggaan, jy kan paal dans, jy kan gaan hoere remoer, jy kan gaan drugs vat, jy kan gaan, verstaan wat ek van praat. Dis wat dit staan daar. Wat sal ons sê? En dit was natuurlik heel waarskynlik die Jode wat tot bekering gekom het, wat met apostel Paulus gepraat het. Sal ons in die sonde bly dat die genade van Yafashua meer en aanhoudend kan word? Nou antwoord apostel Paulus vers 2, nee, sterk nie.
Hy sê in plain Afrikaans, daar is nie 'n way nie. Met sorry, daar is nie 'n way nie. Daar's nie 'n manier nie. Nee, stellig nie. Kyk haar uitroepteken. Ons, wie Jafiste is, deel van die universele bruid van Jafashua. Ons wat die sonde afgesterf het. Wat beteken deur die sonde af te gesterf het? Ek het tot bekering gekom. Dis waar ek my lewe aan Jafashua gegee. Wanneer ek begrawe word, beteken dit die doopbad, die onderdompelingsplek, die swembad, waar ook al. Dis 'n watergraf. Die onderdompeling is 'n waterritueel. Dis hoekom Jafashua van Nikodemus sê, Johannes 3 vers 1 tot 11, jy moet wedergebore word uit die water en die Ruach HaKodesh. Anders sal jy die hemel nie sien nie, sal die koninkryk nie ingaan nie. Dit beteken jy sal in die bruidskamer nie ingaan nie. Want jy ou aan die kruis aan die regterkant, hy is in die paradys in die derde hemel ingegaan, sonder dat hy ooit gedoop of geonderdompel was. So dit beteken dat die mense, wie nie die geleentheid het wat ek en u het nie, om met die bruilofskleed bekleed te word nie, wat hulle laat doop het en heiligmaking geleef het, hulle gaan paradys toe, of hulle sal nie gedoop nie, gaan hulle paradys toe. Maar die bruilofskleed, Galate 3, 26, 29, gebeur alleenlik deur onderdompeling in die naam van Jafashua. Hulle het met Jafashua bekleed. Daar is 'n Jood of Griek, vryman of slaaf, man en vrou nie, maar almal volgens die belofte van Abraham, erfgename. U ken al die skrifte. Nou sê hy so in vers 3, of weet julle nie, wie is die julle? Julle ouens wat bruid geword het, julle ouens wat nou Jafiste is, en ek sê ouens, ek praat van die mense, mans en vrouens, of weet julle nie, dat ons almal, mans en vrouens, wat in Jafashua geonderdompel is, in sy dood geonderdompel is nie. Nou ek gaan lees soos in die 33. Of weet julle nie, die bruid van Jafashua, dat ons almal, die Jafiste, wie in Jafashua gedoop is, geonderdompel is, in sy dood gedoop is nie, in sy dood geonderdompel is nie. En dis hoekom ek vir pastore sê, die AGS pastore, julle het nog nooit my getraai antwoord, ek wag nog vir dit. Kyk of waar iemand van julle honderde pastore is, duisende pastore al in die laaste 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 80 jaar, hoeveel, 80 jaar. Kom sê vir my, waar is iemand in die Bybel gedoop, met 'n 3 keer onderdompeling? In die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Sê dit vir my. Nee, dis 'n katolieke doop. Vader, Son, die Vader, Son, Holy Spirit. So onderste bo kruis, hulle werk om ons so. Vader, Seun, Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. As jy my een plek kan wys in die hele Bybel waar iemand gedoop is volgens Matteus 28 vers 19 in die naam van in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees, dan kan jy my kar kry. Nog nooit het iemand probeer nie. Wow, sê vir my, daar is sekerlik mense wat jy goed hoor dat ek 'n uitdaging maak. En kan jy glo dat 'n hele kerk se hare staan regop? 'n hele kerkorganisasie in hulle honderde duisende se hare staan regop, pastore se hare staan regop. Hulle weet hulle kan my nie antwoord. Waar iemand ooit 3 keer geonder Jafashua, hierdie vertel Romeine 6 vers 1 tot 12 ons so duidelik. Hy sê, hy gaan ons verduidelik nou, dat ons gelykvormig aan Jafashua is, deur sy doop, deur die doop in sy dood. Hoeveel keer is Jafashua begrawe? 3 keer, naam van die Vader, en die Seun, en die, nee, of was Jafashua 1 keer begrawe? Julle ouens wat AGS, julle mense wat AGS mense is, julle moet seker die guts hê, om vir jou pastoor te gaan vra, waar staan dit dat ons 3 keer geonderdompel moet word? O nee, dit is die kerkse formulier. Man, dis onbybels.
Die woord sê, wil ons mense behaag, of wil ons Jahwe behaag? Hy sê, as ons nog mense wil behaag, daar in Galatiërs 5, as ons nog mense wil behaag, dan leef ons nog in ons sonde. Dan is ons van die genade van Jahwe vervul. Ons kan nie mense behaag nie. Dankie maar net sowel die 613 wette gaan doen. Die een so bad soos die ander een. Vers 3, of weet julle nie, julle Jahwiste, julle kerksmense, dat ons almal wat in Jahwe gedoop, geonderdompel is, in sy dood gedoop of geonderdompel is. So wanneer ek my begrawe ek my in sy dood. Soos wat hy een keer begrawe is en opgestaan het, so word ek een keer begrawe en opgestaan. Enige iets anderster is nie Bybels nie. Nou kom die ander kerke, Volle Evangelie, PPK, Leding Christus, en dan kan ons aangaan. Ons kan al die protestante kerke noem. Behalwe die Gemeenskap van Christus en die UPC, so wat in die naam van Jesus Christus doop. Nou sê ek vir al die ander kerke, sê vir my, waar is ooit iemand gedoop in die titels volgens Matteus 28 vers 19 van Vader, Seun, Heilige Gees? Nee, ons onderdompel net een keer. Waar is iemand ooit gedoop in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees is nie name nie. Vader is 'n titel, ek is 'n Vader. Seun is 'n titel, ek is 'n Seun. Heilige Gees is 'n titel. Hy sê gaan doop in die naam. Hy sê nie name nie. Vat jou Bybel. Lees Matteus 28:19. Soos wat hy geskryf is, nie so wat die kerk jou leer nie. In die naam. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Die naam, nie name nie. Hy sê nie names nie. Wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? Wat is die naam van die Heilige Gees? Die Ruach HaKodesh. Of weet jy vers 3, nie dat ons almal wat in Jahwe geonderdompel of gedoop is nie, in sy dood geonderdompel of gedoop is nie. So, wanneer ons laat onderdompel, dan onderdompel ons in die verstandhouding, dat soos wat hy geleef en gesterf het en opgestaan het, lewe ons 'n sondige lewe as heidene, as verlore mense, wat tot bekering kom. En nou die dooie persoon wat tot bekering kom, wat Jahwe se genade aangeneem het, word begrawe. In die naam van Jahwe tot vergifnis van sy sonde, dan staan hy 'n nuwe lewe op. En dis net hierso waar ek sê dat die gemeentes van Christus, die UPC's en al die ouens, julle doop, wat ek aan vasgehou het my lewe lank ook, self mense onderdompel het, in die naam van Jesus Christus, volgens die 33 Bybel, 53 Bybel, 83 Bybel. Ek wil vir jou sê, daar's nie, ek kan nie in die naam, ons was aan onkunde. En dis hoekom ons gedoop het in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van my sonde. Maar ons het nie geweet, dat daar nie 'n letter J bestaan, in die Grieks en die Hebreërs nie. In die antieke Hebreërs en Grieks nie. Daar was nie so letter nie. Nou wil ek maar weer sê wat ek in die vorige boodskap gesê het. Ek kan sê Zeus, die songod Zeus met 'n Z. Dan sê ek Xerox. Hoe spel jy Xerox? Die kopieermaatskappy se naam, Xerox. Met 'n Z. Nee, maar dit klink soos 'n Z. Met wat spel jy hom? Met 'n X. Zeus, die songod, en Xerox met 'n X. Dan kan jy mos nie sê dat die letter I klink soos 'n J nie. As ons dit nie kan, daar's verskillende letterwaardes. Vir die Z vir Zeus en die Xerox X verskillende letterwaardes, net so vir die I en die J. Daar was nooit 'n J gewees nie. Die J was eers in die 16de eeu geskep. Gaan kyk vir AI, Artificial Intelligence, wat sê hy vir julle? Nou wil ek weer sê, baie mense wil dit nie gaan kyk nie, want hulle weet, wat gaan hulle daar sien? En baie het dit gesien, maar hulle maak hulle oë en hulle ore toe, terwille van die godsdienstige oorlewering.
terwille van die godsdienstige oorlewering. Dis hoe jammer ek. Paulus kom en hy sê, ons ken ten dele, ek wil vir die gemeente van Christus en vir die lede van en vir die UPC's en die ouens wat in die naam, enkelnaam van Jesus Christus gedoop het, al ons lewe sê, ons het nie verkeerd gedoen nie. Ons het dit reg gedoen. Volgens die kennis wat ons gehad het. Maar weet jy wat? As ek hierdie goed al die tyd hoor, en julle wie in die kerke sit, hierdie goed hoor, gaan vra jou pastoor. Want jy moet nie vir die halfmaal professor luister nie, ek is nie halfmaal nie. Ek is geheel aan al by my volle positiewe. Word nou 74 jaar oud, so vlug in die brein, so wat jy kan kry. Verstaan Afrikaans, in 'n eenvoudige term. Hoekom? Nadat die Ruach, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh vir my kom oopmaak het. En daarom sê ek, daar seker niemand wat meer teëgeskop het as ek myself nie. En daarom het ek empatie met ander mense. Maar ons moet op die plek kom waar ons sê, kom ons kyk na die goed. Dis net nie, terwille van die tiendes wat inkom, die pastore en die kerk en die moderator en die type. Dit gaan nie net oor dit nie. Dit gaan oor die bo-natuurlike waarheid. Paulus kom en hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Dit is goed gewees, toe ons ten dele geprofeteer het. Dit wat ons geweet het, dit wat ons van kindsbeen af geleer was. En wat ons verstaan het, en wat ons self gepreek het, as pastore. En dan kom ons tot 'n skok, dat dit wat ek geleer en gepreek het my hele lewe, is nie wat die woord sê nie. Dis nie wat die oorspronklike woord was nie. Net kom en sê, as daar nie 'n Here was nie, wat was dit? Daar was nie 'n Here nie. Die Katolieke het dit 'n I gemaak. Wat het hulle 'n I gemaak? Yahshua. Ons gebruik die tetragrammaton. Jod, hy, vaf, hy. Jod, hy, vaf, hy. H, V, H. Dis konsonante, jy kort die klinkers. Dan kom die twee A's. Jod, alef, hy, vaf, alef, hy. A, H, V, A, H. Want jy kan nie die tetragram uitspreek nie. Jy kan hom nie uitspreek nie. En dis almal nie, dis die enigste letter wat in daai 4 letters pas. 2 van hulle. Java. In terme soos in, ek wil dit net hier so noem met die verbygang, hy het dit al gesê, kom ek sê dit weer, spel vir my Jehovah. Jehovah. J-E-H-O-V-A. Jehovah. Nee, jy kan nie sê as daar nie 'n letter was hier om Jesus te skryf nie. J en die E was nie in die antieke Hebreërs nie. Dit was ja, Y, a Y, Y-A-H. Ja, O-Va. Kom ons kyk nou. Y-A-H, O-V-A-H. Ja, maak die O 'n koppelteken. Ja, O-Va. Ja, wat het jy? Ja en Va. Java. En as jy hom Jehovah wil noem so, met die O tussenin is ook goed. Want dit bly nog steeds dieselfde naam, Java. Verstaan? Hulle het dit kom invertaal. Dit was nooit daar die O nie. Soos hulle die naam Jehovah geskep. Jehovah. So min as wat die woord Yahweh ooit kon bestaan het. Want daar was nie 'n J en 'n E nie, en 'n W nie. Dit was 'n V. Jod, hy, vaf, V. Nie 'n W nie, V, vaf, hy. Y-A-H, V-A-H. Jod, hy, vaf, hy. Jod, alef, hy, vaf, alef, hy. Java. En ek sê weer net, die interessantheidsonthou. Dis ons Bybelstudie, dis interessant. Kyk na die woord Jehovah. Wat geskep was, die naam Jehovah, was 'n geskepte naam. Dit was nie antieke Hebreëse naam nie. Dis Java, wat die vertalers toe kom verander het, met transliterasie, kom die skep hulle die letter O, en dan die J en die E, sê Jehovah, nee, sê Jehovah nie,
Jafa. Jahufa. So. Jafa. Sit hom by mekaar. Jaffa. Dis sy naam. Alles hoofletters. En daarom, ek sê dit maar weer terwille van, sien jy dat die woord Here, wat Lord is, Lord, is eers in die 13de eeu geskep. Die woord Lord, wat dan later aan Here geword het in ons taal. En soos ons weet, die woord Here, in Hosea 2 vers 15 en 16 sê, dis Baal. Jy gaan nie my langer my noem Here als hoofletters nie, maar eerder my man, my Baal. 16 vers 16 sê, dan verwyder ek, dis Jaffa die Vader, die Baals, Here, uit julle midde uit. Die woord kom hy sê, hy sal sê, Here, Here, in die naamtekst siekes, het ek duivels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Hoekom? Dit is 'n katholieke geskepte naam in die 13de eeu. Gaan kyk na my reeks, as jy dan regtig belangstel, gaan kyk na my reeks, wat noem hy hom? God of Here, op die internet. Wat jou tyd, jy wil mos die waarheid wees. Nou kom ek terug, nou praat ek weer met die mense wat doop in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sonde. Julle kan nie meer kom en sê, ons weet nie. Hoekom nooi julle my nie vir 'n vergadering, waar ons by mekaar kan kom nie? Ek het een voorvereiste, ek wil my eie kameraspan saambring, waar ons sit en die goed bespreek nie, en waar julle met julle argumente kan kom, as om vir mense te sê, moenie dat die halfmaal professor luister nie. Hoe maklik is dit? So op die einde van die dag, die woord sê, ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Ons verkondig dit wat ons verstaan, uit die woord uit vandag. En ek is so dankbaar, daar is 'n Bybel, wat dit verduidelik, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel, deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam. As jy meer oor dit wil weet, kan jy met my gesels. Daai Bybel is so werklikheid, en ek gaan maar net weer sê wat ek in een van die vorige boodskappe opgeneem het vanaand, hier is die derde boodskap al vir die aand. Hoekom staan Joseph Thomas se naam op bladsy 5 van die Restoration of the Original Sacred Name Bible? Want hy die antieke Hebreëse alfabet vir Dr. Joseph Thomas, vir Dr. Joseph Briand Rotterdam gegee. Hulle was huisvriende. Trellis, Birkin, Thomas, Joseph Thomas, hulle almal was huisvriende. Dr. Joseph Briand Rotterdam, van die grootste Bible critics. Hulle het amper Westcott en Noord met hulle Nestle Aland teks gekelder. Kom ons kom terug by die woord. Wil ons doen wat die kerk sê? Of wil ons doen wat die woord sê? Nee, ons wil doen wat die Bybel sê. En ons het die 33 Afrikaanse Bybel. Ek was nou die dag weer, so 2 weke terug gevra deur 'n pastoor. Hoekom lees jy nie net die 33 Afrikaanse Bybel nie? Ek sê ek lees hom. Ek lees hom ook. Maar waar staan Jesus of Jesus Christus of God, sit ek die geopenbaarde name in. En dis hoekom ek die toestemming gekry het vir die vertaling van die Restoration of the Original Sacred Name Bible se Nuwe Testament. Dis 'n encyclopedie wat ek skryf, daar's reeds 3 boeke uit. A4, 500 bladsy dik. Hy's wit papier, hy's geskryf in swart, wat die Bybel sê, rooi die verduideliking. Dis 'n studiegids Bybel, die Afrikaanse legkaart, die nuwe Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. So maklik soos dit. Met die geopenbaarde name. Met die indeks voorin wat vir jou alles verduidelik, met die verwysings. Waar kom die name vandaan? Al wat ek sê, as u regtig belangstel, as u sê ek wil eendag hemel toe gaan, en u sê ek is 100% reg, ek weet dit, dan gaan ek dit in Engels sê, dan challenge ek jou. Kry een van daai, kry boek nommer 1, wat Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Dan sal u later self boek 2 en boek 3 kry. Ek staan besig met boek 4, deur Jaffa se genade.
Voorin is die inhoud, daar gee ek vir jou die inligting, die inleiding. Stap vir stap. Dat 'n kind van 12 kan dit lees en verstaan. Dis nie in 'n akademiese taal geskryf nie, of formaat nie. So, as u regtig belangstel, en nie net tevrede is om met die visies in die see saam te swem nie, maar sê, Vader, maak u woord en u wil in my lewe oop. As jy nie seker is, kan jy my kontak. Dis baie welkom. Hierbo is my nommers, ek gee dit altyd. Dink ek is een van die min wat bedien op internet, wat al die tyd my nommers, my WhatsApp nommer en my webtuiste nommers aanhoudend gee. Ek is vry met u te gesels. En as u wil 'n vergadering hê, meer dan enigiets. Moenie daar op die kantlyn sit en wa nie. Verstaan? Moenie daar aan die ander kant wa nie. Kom sit met my voor die kameras. Want jy 'n gemeentetjie van 30 of 40 mense het nie, en dan wil jy hulle impress nie. Sit met my oor 'n tafel. Maar een vereiste, my eie kameraspan by jy, dis al wat ek wil hê. Hoekom? Want ek wil die oorspronklike video's hê, wat opgeneem word. Hoekom? Want ek gaan dit beeld saai, op die internet. Die mense is mos geregtig om die waarheid te wees. Daar moet seker duisende ander mense wees, wat soos ek ook aan die gemeentes van Christus, en die UPC's. Dis waar ek my Bible College gedoen het, my teologiese opleiding, 3 jaar diploma. Dis waar ek dit gedoen het, by die UPC's, United Pentecostal Church of South Africa. Suid-Afrikaanse Bible Instituut van Suid-Afrika, SAB, Ek sê skaam oor dit nie. Ek het geglo in die name. Ek het geglo in die name. Die naam van Jesus Christus. En dit is wat my tussen die oë geslaan het, toe hom tuis met my begin, oor die bonatuurlike geopenbare name. Ek het onmiddellik dit weerstaan. Die Engelse woord is I resisted. Ek het dit 4 voete teëgeskop. En dit nie was dat hy sy Bybel vir my gestuur het, vir my gegee het nie. En dat Pastoor Rika, my vrou, hom gevat het en hom self bestudeer het nie. En 'n paar maande later my oë eers oopgegaan het nie. Dit het nie maklik gekom nie. En toe vir 2 jaar daarna het ek alles in my lewe probeer om daai Bybel verkeerd te bewys. En dit word die dokumentasie, die ruggraat vir die boek Wat is jou God se naam? Or What is your God's name? Weet jy wat, jy het eers nodig om daai boek te koop. Jy kan op die webtuiste gaan, jy kan gaan net kyk na die 16 episodes, afleweringe. Wat noem u hom? God of Here? Dis al wat jy hoef te doen. Jy hoef nie met my 'n woord te praat nie. Sit en gaan deur daai lesing. Wat noem u hom? Begin by deel 1. Dis op YouTube. Wat noem u hom? God of Here? Daar's so 3600 video's daarso. Op die oomblik maak ek 17 video's 'n week. En dis hoekom ons hierdie tyd van die nag steeds besig is, al met die 3de een. En môre aand is weer 3. So as jy van lewensgesondheid spaar. En dit is om die inligting by u uit te kry. Hoekom? Ek het so begeerte. Dat u, wie dink u in die waarheid is? U is in die waarheid. U is in 'n godsdienstige waarheid. Ek sê weer, u is in die waarheid. U is in 'n godsdienstige waarheid. Maar u is nie in die bonatuurlike geopenbaarde waarheid nie. Ek was daar, ek weet wat dit is. En dis goed wat ons teestribbel en teo. Jy weet, ons sê soos wat die enkie ouens sê, en die 3 susters kerk ouens, wat goed was vir my oupa, my grootoupa, my oupa, my oupa, is goed vir my. Nee, ons ry nie meer Model T karretjies nie. Ons ry ordentlike karre. Verstaan jy wat ek sê? So as ons ten dele geken het, en ten dele geprofeteer het, dan wil ons op die plek kom waar ons verseker weet, dat dit wat hier geleer en verkondig word, wêreldwyd, nie dalk die waarheid is nie. Come on. Hier's 'n challenge. Begin jou tog. Deur dit so maklik te doen. Gaan op jou rekenaar, op jou selfoon,
tik in by AI, druk AI, hy lê op jou selfoon, daar's 'n icon op elke ou se foon, wat sê AI, Artificial Intelligence. Druk op hom en tik daarin, when was the letter J created? Dis al wat ek wil vra. Dan sê hy vir jou, 1524, die 16de eeu. Dan dink jy terug, 2000 jaar gelede. Dink terug, toe Jaffa gelewe het. Toe die engel van Jaffa vir Josef sê, jy gaan 'n seentjie baar. Hy sê jy moet hom Jesus noem nie, jy moet hom Jaffa noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa ons Elohim met ons. En wat die Katolieke in die 2de eeu, tydens die skep van die Septuagint, kom die LX, kom verander het, na Isis, die songod, Nimrod, die songod, Amen-Ra, die songod, die Egiptiese songod, Zeus, die Griekse god, Isis, die Romeinse god, wat almal dieselfde songod is, wat in die 16de eeu Jesus geword het, die songod. Dis 'n skok, maar eerder nou, en ons gaan die hemel maak, as wat ons dit gaan mis, omdat ons nie meer kan sê, ons het nie geweet nie. Voor hierdie boodskap kon jy gesê het, ek het nie geweet nie. My pastoor het nie geweet nie. As jy nie weet nie, jy wil meer weet, vra my. Want dit gaan teen jou getuig. Jy gaan nooit sê, ek het nie geweet nie. Nou ja, tot volgende keer, as Vader Jaffa Lewe en Gesondheid Spaar, versprei die video onder almal, stuur dit uit. Daar is 'n deel 8 as Jaffa Lewe en Gesondheid Spaar. Ons is besig met hierdie gedeelte. Vat die vir 'n bietjie huiswerk. Kom ek gee jou 'n bietjie huiswerk. Vat Romeine 6. Gaan lees die hele Romeine 6. Stadig deur. Maak jou eie notas. En dan volgende week dan kyk ons as ons verder gaan. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.